Goeiemôre hierso van HVH. Ek glo dat u is lekker warm aangetrek daar waar jy jouself bevind in hierdie lekker koue winter. Ek wil net graag met jou ietsie deel rondom genesing en dit is iets wat nogals baie na vore kom en vrae wat gevra word en tof wat ouens dalk nie regtig begrip het rondom hulle genesing nie. En my rede vir dit is dat baie keer ons glo en ons vertrou en ons het nie 'n rede om nie te glo omtrent ons redding nie. Met ons wedergeboorte het ons absoluut geglo dat die Here Jesus ons gered en verlos en vrygemaak het. Ja, dat ons is besig met die verlossingsplan van God in ons lewens maar tog ontbreek die een ding is genesing in ons eie liggame. En baie Christene oral soek na die een of ander groot boek wat daar is, wat jy kan vertel rondom genesing, sodat jy jou genesingsproses kan begin. En hulle soek daar die een sleutel wat hulle net kan in die hande kan kry, sodat hulle vir ander kan bid, of vir hulle self kan bid, vir hulle eie wonderwerk. En hulle dink, en dikwels leer, as hulle genoeg woord of prediking gehoor het, dat dit hulle geloof gaan aktiveer om die een of ander bediening kan begin, want hulle het genoeg woord, hulle het genoeg lering gekry, en hulle is toegegooi onder die woord en alles, en dan gebeur dit nie soos hulle verwag of gedink het sou gebeur nie. En hulle dink as hulle net hierdie nuwe boek van hierdie man kan kry wat met hierdie groot genesings gedoen het, en as ons hierdie boek lees, dan sal die salwing van daardie man oorskiet na ons lewe, en dan sal ons ook beweeg in die signs en die wonders. En die ander ding is, mense hou aan probeer om die salwing te kry. Meer salwing, Here, meer salwing, en gewoonlik iemand andersin wat hulle soek, en wat is hou se salwing net hier oor my kan kom. Dan moet hulle besef dat hulle alreeds die salwing het. Want 1 Johannes 2 vers 20 leer dit vir ons dat ons alreeds gesalf is, en dat ek en jy toe bedeel is met alles wat ons nodig het, en wat ons graag wil hê in ons eie lewe. En die antwoord is nie gewoonlik in 'n groot verandering nie. Dikwels in die klein verstellings wat groot verskil maak. Is die klein verstellings wat jy begin maak in jou eie lewe, om te besef, maar hy is iets. En baie keer wanneer iets nie gaan soos wat ons glo nie, behoort nie, en dan begin ons groot veranderings te maak, want die klein verstellings het nie dalk nie gewerk, en nou wil ons groot veranderings maak, sodat ons meer salwing kan kry. Terwyl ons die groot veranderings maak, kyk ons bo-oor 'n paar klein dingetjies wat groot verskil sou maak in ons lewens. 'n Stellingkie wat ons moet regstel in ons spraak. Eenvoudig. Wat praat ons? Wat sê ons? Wat sê jy oor jou omstandighede? Wat sê jy oor jou siekte? Wat sê jy oor God? En gewoonlik wanneer verhinderinge kom wat 'n siekte mense gebring tot die plek van, hey, ek is siek, en hoekom word ek nie gesond nie? Hoekom kan ek nie genesing kry nie? En dit wat my volgende punt is, dat ons het nie getwyfel dat die bloed van Jesus ons gereinig het van sonde nie. Ja, dat ons is nie perfek nie, maar ons het begin glo dat die werk wat God kom doen het, is volbring en het is volmaak, en ek is besig om die stap van geregtigheid te lewe.
Is elke dag 'n verstellingkie hier en 'n verstellingkie daar in jou geestelike wandel met God, met die woord, met worship en mediteer op die woord en so begin jy byeenkomste by mekaar te kom en iets is besig om te gebeur, maar ons besef nie, maar ek is nie net vergewe en verlos nie en besig om hierdie verlossingspad te loop nie, maar ek het die Gees van God in my wat my toerus met alles wat ek nodig het. Alles, en ons kyk heeltyd na bo en ons kyk na ander ouens en ons kyk na mekaar, maar ek en jy besef nie dat ons al reeds hierdie Dominos krag in ons het nie. Ek wil vandag gepraat oor 'n dingetjie so wat my aandag tref is verskonings omdat jy die krag van God in jou lewe het nie. Daar's verskonings wat ons maak en die eerste groot verskoning is omdat jy nie God se krag het nie, is sonde in jou lewe. En dit behoort nie aangehaal te word eens in ons lewens nie, as kinders van God nie, jy is al reeds besig om die werke van die vlees af te lê. As jy 'n Christen is, het jy al reeds die vlees en sy liste gekruisig. Wow. Jy het dit al reeds gedoen. As geen twyfel aan nie. Sonde stop God nie. Wow. Dit stop jou. Ek gaan dit weer vir jou sê, sonde stop God nie. Dit stop jou. Met ander woorde, God sal jou steeds genees. Hy sal jou steeds genees of hy gebruik of om ander te genees, selfs al het jy sonde in jou lewe, sal God jou gebruik. Wat sê in Jakobus, dat die ouderlinge by mekaar sal kom vir hierdie persoon bid, en al het hy gesondig, sal die Here hom vergewe. God gebruik jou. God gebruik jou omdat jy 'n ywer het, en ja, niemand is perfek nie, daarom moet ons nie daaraan dink, ja, omdat ek sonde in my lewe het, ja, kan die Here my gebruik om vir ander te bid, of myself te bid, om te vertrou in my goddelike genesing nie. God sal jou gebruik om ander te genees. Met sonde in jou lewe, omdat hy hulle wil siek maak, is liefde wat trek. Is nie God wat siek maak nie. Is nie God wat jou wegstoot nie. Nee, dit is liefde wat trek. Wat trek my na God toe is liefde. En selfs wanneer ek bedien en selfs wanneer elwens die uitgaan en hulle is nie daar perfek nie in hulle lewens wandel nie, maar hier bid hulle vir iemand en hulle deel word gesond en hy besef, maar Here, ek is nie werd nie, maar jy het my gebruik en dan word daar 'n begeerte om die sonde af te lê wat nog teenwoordig is, wat jy nog nie kan baas raak nie. Maar terwyl Here Jesus sê dat hy dink nie aan jou ongeregtigheid nie, maar dat ek en jy is besig met die aflê van sonde in ons lewe. Soos ons aangaan. Paulus sê dat hy kruisig hom daagliks, sit hy hom en hy is besig om dinge af te lê in sy eie lewe, maar tog het God kragtige dinge deur hom gedoen en dat hy besef dat dit is die liefde van God wat my trek. Dis die liefde vir God, vir mense. God het mense lief en het jou nodig om sy liefde te openbaar aan daardie ene wat het nodig het, dat jy Jesus vir daardie persoon kan word. Hy het Jesus gestuur vir jou te sterwe. Sonde en te genees. Hy het Jesus gestuur vir ons sondes, vir ons genesing, want hy het klaar dit gedoen op die kruis. Hy klaar die sonde kon word vir ons, dat die bloed van Jesus het nog nooit sy krag verloor nie. Jesus het nie weer afgekom om weer te sterf vir die volgende generasie nie.
dat jy dink dat 2000 jaar terug, dat die bloed van Jesus nooit sy waarde verloor het nie, dat ons steeds vergewe, nog steeds verlos, dat hy sê dat die siekte het op sy liggaam kom neem, dat siekte vir jou nie 'n kwessie is nie, dat Jesus het klaar dit op hom geneem, dat jy in die geloof kan gaan en sê, Here, ek dank U dat jy alle siekte, wat 'n krankheid, wat ook al op U liggaam geneem het, sodat ek gesond kan word. En dit is eenvoudig, dat as ons begin dink aan dit en mediteer op dit, Jakobus 1:6 sê, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf wat in die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweef word. Jy glo nie dat God jou gesond kan maak terwyl jy sonde in jou lewe het nie. Daarom het jy geen geloof in God nie, want jy vertrou nie dat God alreeds die sonde in jou lewe vergewe het nie. Nou begin jy te twyfel in God, jy twyfel in die werk wat hy kom verrig het. En dieselfde dat jy twyfel dat God jou kan genees, twyfel dat God jou kan weer gesond maak, jy twyfel in die woorde van God, waar hy gesê het, dat deur sy wonde is ek genees. Ek twyfel daarin. Hoekom twyfel ons nie in ons redding? Hoekom twyfel ons wel in die werk wat God alreeds kom doen het op die kruis vir jou genesing, vir jou redding? Ons twyfel omdat dit sigbaar is, omdat dit nog daar is. Maar ek moet die woord van God vat en sê, Here, ek twyfel nie wat U al reeds gesê het, wat U al reeds gedoen het nie, maar ek glo dat dit vir my is. Ons het geen kwessie oor ons redding nie. Ons het 'n kwessie oor ons genesing. Romeine 8:13, hy sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees van die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Is dit geen twyfel daar nie. Ons glo daaraan. En baie kinders van die Here wil net gered wees om die hemel te sien. Om nie in die hel te wees nie, maar hoekom kan jy nie God vertrou, dat God jou ook kan gebruik om vir ander te bid nie? Hoe kan jy God vertrou om jou voorspoedig te maak nie, dat jy dit wat in die hemel is, op die aarde is, dat jy voortreffelike lewe kan lewe in Christus Jesus. Galasiërs 5:24, maar die wat in Christus behoort, het die vlees met sy hartstoglike begeertes gekruisig. 1 Johannes 2:1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het die voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Wat ons doen, ja, ons sondig, maar ek het voorspraak by Vader, en sê, Here, vergewe my, reinig my, van al die, Here, my gewete het my nou aangekla van, dit wat ek nou doen is nie reg nie, en ek het voorspraak, en ek dink nie aan terug aan nie, ek weet nie, Here het my vergewe, want die woord sê so. Die tweede grootste verskoning, ongeloof of die gebrek aan geloof. Ongeloof is niks anders as om God 'n leienaar te noem nie. Dit is ongeloof. En baie mense sien ongeloof as nie weet nie. Ongeloof is nie weet nie. Dit is weet. Maar kies om nie te glo nie. Staan ons nie skuldig in dit nie. Wanneer dit kom by ons genesing. Ons sien nie resultate nie. En daar was veel gebid gewees. En nog steeds geen resultate nie. Wat doen ons? Ons kies om nie te glo nie. Ons aanvaar dit nou maar. Die Here wil my nie genees nie. Wat 'n leuen. Hy het dit klaar gedoen vir jou. Is net wat jy moet instem in geloof dat dit so is. Genesing is 'n proses. Genesing is nie iets wat oornag gebeur nie, dit is 'n proses. Wonderwerk is die nou. Is die nou wat nou gebeur. Maar genesing is 'n proses om te bly glo in die werk wat Christus gedoen het, dat hy my volkome genees het.
Hoor wat ek sê? Genees het. Al sien ek nie die resultate nie, al sien ek nie die verandering nie, maar ek glo dat hy my alreeds genees het. En ek staan vol dat hy my genees het. Ek praat nie oor my siekte nie, ek praat nie oor, nee, hy het my genees. Al sien ek nog steeds die knop op my hand. Hy het my genees. Luister gou sê Matteus 13:57 tot 58. Matteus 13, hy sê, en hulle het aanstoot aan hom geneem, maar Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie alreeds nie, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy voorland, in sy huis. En hy het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Weens die familiariteit. Hulle het familiair geraak met Jesus. Hulle het geweet, hy is die seun van Josef. Hulle het geweet, hy is die volgende, die broers van Simon, Josef, Judas en Jakobus en die ma van Maria. Hulle het dit geweet, daarom het hulle familiair, nee, hy kan nie die Christus wees. Wie is hy wat ons genees? Is ons nie so soms dat ons, wanneer iemand vir ons bid, dat net jou twyfel dat die Here hom kan gebruik. Ek twyfel dat hy die salwing het, dat eerder die pastoor vir my bid. Nee, dieselfde krag wat in my is in elkeen. Dieselfde krag wat in Christus is in ons. En ons twyfel en ons wonder oor hierdie dinge, omdat ons onkundig is. Of vasgevang in tradisie. Maar min geweet dat dieselfde krag wat in Christus is, wat hom uit die dood opgewek het, is in my en jou vandag. En kom twyfel ons nog, kom praat ons nog daaroor. En ek wil vir die volgende sê, en ek wil net hier so afsluit, dat ek en jy het nie nodig om te twyfel in die werk, wat God alreeds kom doen het in jou lewe nie. En daarom is dit so belangrik, dat jy die doping van die Heilige Gees moet ervaar, die krag, die dunamis-krag. Dat jy sal pareer vanuit die krag, en ek weet ek hardloop vooruit nou, maar ek wil vir jou sê vanmôre, daar is 'n krag in jou, soos dat jy nie twyfel in die genesing, in die vergifnis van sonde nie. Hoekom twyfel jy nog oor jou genesing? Wat spraak jy? Wat sê jy van die omstandighede? Om ongeloof te hê, is eintlik, God, jy kan dit nie doen nie. Dit is wat ongeloof sê. Maar in steede om te sê, ek glo, die werk wat God kom doen het, is volbring. Is nie wat hy nog moet doen nie. Dit is al reeds volbring. Selfs aan die nagmaaltafel, jy twyfel nie die tafel van die Here nie. Die sap wat jy drink, tot vergifnis van sonde, die broodjie wat jy breek, deur sy wonde is vir ons genesing. Maar tog twyfel ons, as gevolg van ons, dit is nog sigbaar. Ek voel nog die pyn. Net soos wat jy God vertrou het, vir jou vergifnis van sonde. Dit het nie baie geloof geveg nie. Jy het net geglo. En so wil ek vandag jou aanmoedig, dat jy moet glo, dat hy het al reeds gedoen. En jy verklaar dit, en jy spreek dit, en dan gaan jy in sy rus in. En baie keer kan ons nie in sy rus ingaan nie, as gevolg van, ons dink dit wat ons nog moet doen. Is nie wat jy moet doen nie, of moet veranderings doen nie, of ek moet ophou met die, of ek moet ophou met daai, of ek moet meer kerk toe gaan, of ek, nee. As kind van God begin te vertrou vir die werk wat hy alreeds gedoen het, is volbring. Only believe. Only believe. En staan op grond van die woord van Christus. Dat hy jou klaar gesond gemaak het.
En al wat van jou vra vandag is, Here, ek glo, en ek weet, U het my genees op grond van U woord. U het U woord gestuur om my gesond te maak en my te red uit die kuil. Hy het sy woord vir jou en vir my gestuur sodat ons gesond kan word, want God het nie 'n behaag in siekte nie. God het nie 'n behaag in jou swaar kry nie. God het nie 'n behaag daarin nie. Hy het 'n behaag, hy verbly hom in jou gesondheid, hy verbly hom in jou voorspoed, hy verbly hom in die goeie van jou, want dit is sy gedagtegange vir jou. Ek wil net hier so stop vandag en vir jou sê, weet God het 'n behaag in jou voortreffelikheid, jou gesondheid. Hy verheug hom oor jou. Want jy is sy seun, jy is sy dogter. Die Here maak nie siek nie. Alselfs het jy sonde genoem dat hy sal nie jou siek maak om jou weer gesond te maak nie. Hy sal jou nie siek maak om jou te straf nie. Nee, dit is nie wie hy is nie. Hoekom moet hy jou straf? Hy praat van om siek te wees of die ongeluk te bring oor jou lewe, om jou les te leer. Jy doen dit met jou eie kind, hoekom sal God dit met jou doen? En hy het klaar vir jou gedoen, is vir my en vir jou om gehoorsaamheid in te stap, in sy woord in te stap, en te vertrou vir God, vir die supernatural, vir die bonatuurlike, vir jou lewe. Maar dis my gedagte vir nou, en gaan bepeins daaroor, gaan dink daaroor. As jy nie 'n twyfel het aan jou redding nie, net so moet jy ook nie 'n twyfel het in die genesingswerk nie. Gaan lees dit in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 24. Gaan lees dit. Dieselfde krag wat in Christus is, wat hom uit die dood opgewek het, is in ons. Maar raak gevul met sy Gees. Praat met die Heilige Gees. Heilige Gees openbaar dit aan my. Heilige Gees, ek wil hê dat U hierdie lering aan my moet openbaar en my wys dat Christus het al reeds vir my net sonde kon word nie, maar elke siekte op sy liggaam geneem, sodat ons gesond kan word. Ons deur die geloof spreek ons elke siekte aan. Ek wil deur die geloof vanmôre elke krankheid aanspreek in die naam van Jesus. Elke pyn sal gaan, elke ongemak, elke groeisel sal gaan in die naam van Jesus. Elke arthritis wat op jou vingers is, dat die knoppe sal verdwyn in die naam van Jesus. Die sal terugkeer na normaal toe. Ek weet van ouens wat knop op hulle vingers het, wat geen meer pyn het nie, wat geen arthritis het nie, maar hulle dra die letsel van dit. Maar ek glo dat elke pyn sal gaan in jou hande, elke pyn in jou skouer, wat inflammasie veroorsaak, nekwervels, kussinkies wat vernou het in jou ruggraat, en self in jou nek. Ek spreek dit aan, dat die kussinkies sal terugkeer na normaal toe. Elke senuweestelsel van jou rug af na jou kop sal normaal, sal vloei, sal geen verstopping, geen vernouing wees nie. Ek spreek dit aan, dit sal oopgaan, elke vernoue are sal oopgaan in die naam van Jesus. In die naam van Jesus verklaar ek dit. Glo dit saam met my vandag, dat God die bonatuurlike doen. Amen. Wie bless, wees geseën, en ons weet dat die Here Jesus het groot dinge vir jou en vir my in store. Amen. Ons kyk uit vir julle.